gelaat, want die kind is al reeds dood. Die woord sê, die mens het vir hom gelag. Hulle het van die Here bespotting gemaak. Hoe gaan die kind, want die kindjie is al reeds, sy is dood. Maar die Here kom weer en het wys, ongeag wat die omstandighede is, vir hom is het nooit te laat. En hulle het hom uitgelag. Wanneer het geweet dat die babatjie dood was. En toe hy allemaal naar buiten uitgejaag het, gryp hy haar hand en roep uit en sê, Dochterkie, dochter, staan op. En die dochterkie het reageer. Sy het opgestaan. En haar gees het teruggekom. En sy het onmiddellik opgestaan. En hy het beveel dat haar moet iets gee om te eet. Staan op. En wat ook al jy self vanoggend bevind, ek ken nie die probleem vanoggend. Maar die Here sê vandag in sy woord 26 Januarie, die 18de Januarie sê die Here vir iemand die sit vanoggend, staan op in jou situasie uit. Hy sê vanoggend, kom uit jou situasie uit. Ek gaan vir Brother Ronald vra vir ons 1 Konings 19 te lees. Dan kyk ons waar Elia die profete van Baal verslaan. En dat 'n boodskap gestuur word na Elia, dat net soos jy die profete van Baal verslaan het, gaan ek vir jou verslaan. En Elia begin vreesbevange te word vir sy lewe, en hy begin weg te hardloop. Hy hardloop die woestyn in, waar hy onder 'n beseboom gaan lê. En terwyl Elia onder die beseboom lê, besoek die Here vir Elia. En daar onder 'n beseboom het hy gaan sit en gewens dat hy mag sterwe. En hy sê, dit is genoeg. Neem nou my siel weg, Here, want ek is nie beter as my vaders nie. Daarom gaan lê hy en hy raak onder 'n besebos aan die slaap. En kyk, daar raak 'n engel hom aan en sê vir hom, Elia, staan op en eet. Die engel sê vir hom, Elia, staan op en eet. Die engel kom besoek hom vir 'n tweede keer. En hy sê weer vir hom, Elia, staan op. En hy gee hom 'n opdrag. Hy het by die tweede maal gekom, hom aangeraak en gesê, staan op hier. Anders is die pad vir jou. Nou wanneer ons na al die versies kyk, dan kan ons sien dat hulle is een gesin met mekaar. Dat allemaal die verse wat gelees was, spreek tot een deel, tot voordeel. En dit gee aan die opdracht. Staan op. In die situasie, staan op.
gasten mag leeg wees. Staan op. Die omstandighede kan hoe wees, familie is gebroken. Staan op. Die omstandighede waar je bevindt, kom uit. Word geacht wat die probleem vanochtend is. Die Here ken alleen die se hart. Hy is die hartekenner en hy is die toetser van die Here. Hy weet met wat jy sit hier vandag. Ons kan voorig nie ons is alright. Maar die Here weet. Die Here weet. Daarom gee die Here vanoggend vir ons 'n opdrag. Staan op. Baie simpele boodskap. Baie simpele, baie eenvoudige boodskap. Die Here sê, maak nie saak wat die omstandighede is. Staan op by die omstandighede waarin jy in jou bevind. Ongeag wat die probleem is. Daar is geen probleem wat vir die Here te groot is. Of te moeilik is. Niks is vir die Here te moeilik. En God is nooit te laat. Sommige kere bid ons en ons vra vir die Here om ons leer te kom. Maar die antwoord ons vaak, die antwoord kom nie. Vandag herinner die Here ons dat hy is nie op wat te laat is. Hy het even hoeveel kere telke male gewag vir die dood. En hy gebruik die dood om vir ons te wys dat hy is nog steeds die God wat in staat is om jou situasie en omstandighede te kan verander. Ongeag wat die probleme is, God het nog steeds die antwoord. Al wat die Here van ons verwag is, roep my aan in die tyd